Liewe gemeente van die Here Jesus Christus, hartlik welkom in sy naam, die naam bo alle name. Mag jy en ek deur wat vanoggend gebeur aangeraak word en dat ons met geesdrif van hier sal vertrek. Daarmee hartlik welkom aan u elkeen. 'n Besondere woord van welkom aan een van ons diakens se mamma, Michelle van der Walt, haar mamma Marita en haar sussie. Nou het ek weer hier gekrap. Is dit Sunita? Waar is julle? Sanita, dit was nou al in die konsistorie krisis, hoor. Reageer jy op enige een, maar jou swaar is baie gesteld op die korrektheid. Vir julle twee wat hier saam met ons kuier, saam met julle mense, geliefdes, dankie ook dat julle lief is vir die Here Jesus Christus. Die ander gaste ook hartlik welkom. Die ander notas sal ons na afloop van ons aanbidding aan u deurgee. In ons toetrede tot die troon van die almagtige God, betaam dit ons om dit met 'n lied uit die liedskat van die kerke te doen. Terwyl ons bly sit, strofe 1 en 2, lied 212 en daarna die wotum en die seëngroet van ons Here, lied 212. Nou gaan u en ek staan en ons gaan ons nederigheid voor die Here God verklaar, daarna sy seën ontvang en daarna 'n loflied, lied 200, strofe 1 en 3 en daarna gaan ons weer sit. Kom ons staan. Ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. En daarom kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen.
met dankbaarheid, maar met vreugde voor die aangesig van die Here, kan u en ek op hierdie ou aarde belydenis doen van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En nou maak ons die Here se woord oop by Eksodus 20. Sy wet in u en my hart, in u en my lewe. Kom ons luister aandagtig. Ek kondig dit af uit die 2020 Afrikaanse vertaling. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere en die vreemdelinge wat by jou is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies, of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. En nou dat ons die Here se wet gehoor het, weet ek is daar in elkeen van ons se gemoed die behoefte om 'n psalmlied te sing. Kom ons doen dit. Ons sing Psalm 119
die Tosisberuiming strofe 36 en 37 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele woon, ons aanbid U. Ons is lief vir U. Ons neem U naam op ons lippe. Ons bely U is heilig. U is groot. U bewoon die ontoeganklike lig. Maar U vat ons hand raak. U lei ons op ons weë. Ons loof U daarvoor. En ons prys U daarvoor dat ons in erediens saam kan wees, om U troon geskaar in U voorhof bymekaar, met die oë na bowe, met dank dat U ons sangstem hoor, dat U ons raak sien. Op hierdie dag, dat U aan die woord gaan kom, dat U gaan sê, praat, troos, bemoedig, opbeer, vermaan. U teenwoordigheid deur die woord en Gees voel ons aan. Almal saam en elkeen afsonderlik, en ons pleit o groote God. Seën hierdie erediens met die keur van U seëninge. Ons gebed in die naam van U enige gebore Seun, Jesus Christus, die koning van die kerk, die koning van hierdie gemeente, die koning van hart en lewe. Amen.
Liewe gemeente, as ek die Here se woord aan u bedien, kom die Here self eerste aan die woord. Vanoggend uit die 2020 vertaling, die alombekende, beminde, nooit oue, maar altyd nuut, Psalm 23. Om as fokusverse te neem, vanoggend vers 2, en direk na die skriflesing, direk nadat ons die Here gehoor het, loof ons hom met Psalm 23 se eerste strofe, 'n spesifieke beruiming wat ons ook en woorde in die Psalmboek vind. Psalm 23:3 se eerste strofe direk na die skriflesing. Psalm 23, Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. En dan vers 2, in groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie, ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want u is by my. Dit is u staf en u stok, hoor mooi, wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Net weer vers 2, in groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Liewe kind van die Here, mag ek so vra, moenie sê weer Psalm 23 nie. Moet dit asseblief nie sê nie. En nou, want ek wil nie, dis verkeerd, ek moet weer vanoggend met u oor die tweede vers spesifiek van die 23ste Psalm in hierdie preek praat. So by die halfpad merk van 2025.
En ek gaan sê hoekom ek verwys na die halfpadmerk van 2025. Die tweede vers van die 23ste Psalm, want mooier, ryker, inniger is daar nie te kry nie. Of kom ek sê, 'n mens sal ver gaan soek. Hoekom sê ek so? Want hoor dit net weer. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. So staan dit. Is dit nie 'n pragtige prentjie nie? Hunker u nie ook daarna nie? Kom ons sê, gedagte gaan wat die eerste 6 maande van hierdie jaar met u gemaak het en met my. Die prentjie van sielerus en sielevrede. Sielerus en sielevrede. Rus en vrede vir 'n mens se gemoed, vir 'n mens se siel. Dis iets waarna mens hunker. Kom ons sê dit 'n bietjie skerper, dis iets, rus en vrede waarna 'n mens soek. As stadsmens, kom ons maak dit prakties om dit so uit te druk, as besige mens, as werk toe en terug mens, as dagboek gebonde mens. As moeg word mens. Rus en vrede. Ek wil Psalm 23 vers 2 so graag vir u aangee, sodat vanoggend se teks nie net mooi is in woorde nie, maar sodat vanoggend se teks rus en vrede, hoor mooi wat ek sê, vir u siel bewerk. U moet, en dis my gebed die afgelope week, as u uit die erediens uitstap, moet u sê, as u u motor aanskakel, as u ry, daar het iets gebeur. Die teks werk in my, werk aan my, bewerk, rus en vrede. Daarom moet u weet, in wat ek nou gaan doen, ek wil vers 2 so vir u aangee, dat u nie sal kan sê, mens, maar dit is nou 'n mooi teks nie, of dalk, ja, dit was nogal 'n mooi preek. Maar wat nou daarvan? Nou is dit weer ek in my lewe. Nou is dit weer ek en môre. Nou is dit weer ek in my omstandigheid. Nou is dit weer ek. En my seer. My kommer. U moenie net na vanoggend kan sê,
dis 'n mooi teks nie, maar wat doen hierdie teks nou in die omstandigheid dat ek nie weet waar kry ek geld om die einde van die maand my rekeninge te betaal nie, want ek is al maande werkloos. Hierdie teks moet jy kan saamneem. Hierdie teks moet in jy iets bewerk. Martin, as jou bejaarde mamma haar hande so uitsteek en sê, help my. Louisa, jy ook. Hoorie. Hierdie teks moet rus en vrede in u bewerk. Ook as jy môre by jou werkgewer in die kantoor moet gaan sit en sê, meneer, asseblief, moet my nie afdank nie. Is nie net 'n mooi teks. Ek wil hê, en so het ek die Here gesmeek, want ek is oortuig die Here wil dit so hê, dat vers 2 vir u moet werk in die week. En dit sê ek natuurlik met respek, nê. Nie dat ons die Here, nog 'n keer met respek gesê, voor ons karretjie wil inspann nie. Nee, dis nie wat ek bedoel nie. My begeerte nederig is, dat vers 2 van Psalm 23 vir u in hierdie week om Christus wil moet werk. En elke dag van die lewe. U moet iets konkreet met hierdie teks doen. U moet op 'n unieke manier in die week en daarna met hierdie teks besig wees. Met hierdie teks werk en die teks bewerk in u uit die hoë hemele, hoor, rus en vrede. En daarom wil ek sê, ek dank die Here dat jy bereid is om te luister na die woordbediening en onthou dis mensewerk. Want die aanpak is verseker 'n bietjie anders. Nou, vers 2. Wat sê vers 2? Behalwe dit wat u lees wat daar staan, nê. Vers 2, die groen weivelde, die waters waar daar rusplek is. Ja, dit staan daar. Maar kan ek eerste van alles vir u sê en maak in u gemoed 'n nota daarvan. Vers 2 sê ons Here is nie ten gunste van vermoeidheid nie. Hoor jy dit? Vers 2 sê, die Here God is nie ten gunste daarvan dat u en ek ons afsloof ten alle koste nie. En sê vers 2, die Here God is ten gunste van, hoor mooi, sielevoeding. Prakties gesproke, vers 2 sê, die Here is nie ten gunste van vermoeidheid nie, maar die tweede aspek, baie belangrik, as hy jou lei na die groen weiveld en die waters waar rus is, dan beteken dit, vers 2 sê, hy is ten gunste van sielevoeding.
voeding. Dis iets anders as vakansie. Nie dat vakansie verkeerd is nie, maar jy hoor wat ek sê. Juist daarom beteken die woorde van vers 2 prakties die volgende. Die eerste, broer en suster, jy moet mooi sien dat die teks nie sê, hy jaag jy as het ware, omdat hy die herder is, na die groen weivelde, en hy sê nie, kom, in is julle, hier waar daar water is. Hy lei ons. Want jy moet onthou, in die destydse wêreldomgewing het die herder nie sy skape aangejaag soos op die Karoo plaas van vandag. Die herder het voorgeloop, want hy het geweet, waar is die polletjie gras en die drinkplek. Daarom, prakties met vers 2 so te werk, broer en suster, en dan sê ek, soek tyd om jou siel te voed. Soek tyd. As jy wil, maak tyd om jy siel te voed. Wat beteken dit, wat ek nou gesê het? Dit beteken, ek wil jy nooi, en hoor wat ek sê vanoggend, ontdek, maak die ontdekking, en sien hoe hierdie vers met die werk, ontdek dat iets so eenvoudig soos, om tyd saam met God deur te bring, oneindig noodsaaklik is. En nou, onthou, kom ons is prakties. En ek wil nie 'n belaglike opmerking maak nie, maar kom ons toets mekaar, kom ons daag mekaar uit, kom ons doen dit direk na die erediens as jy wil, om tyd saam met God deur te bring, daarmee bedoel ek, en ek is self skuldig. As ek nou vir u so vra, bring vir my jou dagboek, as jy nog met 'n dagboek werk soos ek, of bring vir my jou selfoon of jou rekenaar, julle wat slimmer is as ek, wat het daar dagboek. Ek wil kyk. Wat kyk? Ek wil kyk of daar môre in die dagboek iets ingeskrywe is. En ek weet, 120 dinge sal ek saam met u daar vind, maar ek gaan tussenin kyk saam met u na aanleiding van vanoggend. En ek soek na 'n inskrywing in u dagboek en in myne, tyd met God. Het dit ooit al in die dagboek gestaan? Skryf dit in. En dit sal 'n keerpunt in u lewe wees. Hoor wat ek sê. Want die herinnering
waartoe ons selfone ons in staat stel, nê? Onthou, ons gaan prakties met Psalm 23 om. Dit het al met u en met my gebeur, nê? Dat jy met iemand praat en die selfoon lui en jy sê antwoord, dan sê die persoon, toe maar, dis net 'n herinnering dat ek my pille moet drink. Of is net 'n herinnering dat ek 12 uur daar of deur moet wees. Dis net 'n herinnering wat sê, as ek vanmiddag die kinders gaan haal, moet ek net by 'n punt aangaan om 'n belangrike pakkie te gaan afhaal. Toe maar, dis net 'n herinnering, ek het vanaand na uur 'n afspraak saam met die kollegas, want ek werk aan 'n projek saam met hulle. Toe maar, die selfoontoon herinner my net aan, ek moet Vrydag die rok vir die onthaal gaan aanpas. Het jy gedink, watter enorme getuienis vir u wat nog werk of by die aftrede maak nie saak nie. Watter getuienis daar van u lewe sal uitgaan as u selfoon begin lui en u sê, nou moet ons klaar praat. Want dis nou tyd vir my saam met God. Ek deel in kort met u en ek onthou dit soos gister. 'n Professor het hierdie beginsel aan ons as teologiese studente probeer verduidelik en jy weet ons, 'n student is ons slimmer as die professor. Toe gaan daar 'n hand op, toe sê een van my klasmaats, maar professor, hoe kry mense nou reg wat u nou gesê het? Ek is op die studenteraad, ek speel vir die universiteit se tweede span, ek het 'n vriendin, dis uitreike hiernatoe en daarnatoe, en ons skryf toetse, professor, u weet mos. Toe sê die professor vir hom, broeder, hoe laat staan jy in die oggende op? Hy sê, professor, 6 uur. Professor wou dit eintlik nie glo nie, maar hy het toe nou maar ernstig gebly. En toe sê die professor vir hom, ek het 'n oplossing, jong man. Staan 5 uur op. En jy het 'n uur met God. En wat ek besig is om te sê, hierdie tyd saam met God, my broer en suster, jong mense en kinders, gee aan hierdie afspraak net soveel aandag en prioriteit as aan al die ander belangrike afsprake. En u en ek sal minder gejaagd wees en u en ek sal iets van die groen weiveld en die waters van rus ervaar. Daag jy uit, en die uitdaging is ook vir my, vat nou jou dagboek, kyk om môre en oormôre en elke ander dag, en eers vat jy uitveer. En jy vee 'n afspraak uit. En jy skryf jou afspraak met God daarin. Dit in die eerste plek. In die tweede plek, vers 2 in die hand, Psalm 23, om dit prakties te maak, soek 'n plek
waar jy jou afspraak met God kan laat realiseer. As dit die kantoor is, sluit daardie deur en u kollegas sal baie vinnig weet, nou klop ons nie aan meneer se deur nie. Maar 'n halfuur later is sy deur oop. Dis nou hy en God. 'n rustige plek, 'n vreedsame plek, gemaklik. Soek na die groen weivelde in hierdie lewe en die waters waar daar is. Soek die plekkie wat u pas, wat vir u soos kussings van rus en vrede en kalmte is. Groen weivelde waar daar rus en waters waar daar vrede is. Jou Psalm 23:2. Plek in hierdie wêreld. Het jy so 'n plek? Waar siele rus u omvou. Ek vra, het jy so 'n plek, 'n knus plekkie in hierdie ou lewe, want dis 'n belegging in u siele rus. En dan in die derde plek. Leer om langer by die groen weiveld en die waters waar rus is te vertoef. Nadat u die tyd en plek ontdek het waar u die lewende God elke dag of eintlik elke oomblik kan verwelkom, kan u ontdek u wil langer daar bly. Sodat jy diep in sy liefde kan insink. Jou rusplek. Jou vredeplek. En wat is op jou skoot? Jou Bybel. En in jou hand 'n glimpen. En jy onderstreep. En jy trotseer die lewe. Want alles wat ek tot nou toe gesê het, kom eintlik neer op aandagtige, biddende Bybellees. Die sagte weiveld van God se beloftes, die kabbelende water oor die moe voete van jou siel. En dan te weet, die goeie herder, Jesus Christus, het vers 2 op hierdie aarde nie beleef nie. Onthou u die tuin van Getsemane, daar was nie 'n groen graspol. Hy het sy knieë geknak op die harde grond van daardie wêreld. En onthou u aan die kruis het hulle vir hom suurwyn gegee.
Want hy het gesê, ek is dors. Sodat Psalm 23 vers 2 kan waar word in jou lewe. Kom ek vat saam. Die goeie nuus is, God wil hê ons moet tyd saam met hom deurbring. Hy is ons herder en sy seun is die goeie herder wat jou en my wil lei in die groen weiveld van rus en die waters van vrede. Punt is, ons moet ons daarheen laat lei. Sê my, sal jy daarop let dat die siel nie langer honger ly nie? Wat 'n vraag is dit? Sal jy daarop let dat die siel nie langer honger ly nie? Ek vra dit want ek wil sê, hoor wat sê die goeie herder. Ek is die brood van die lewe. Dankie broer en suster, kinders, my katkesante hiervoor, u elkeen. Dankie dat u kom eet het van die brood van die lewe. Drink uit die fontein van genade. Amen. Kom ons sing voor ons saam dank die tweede en die derde strofe, Psalm 23:3. Ons dank sê, Hemelse Vader, dankie vir u woord, vir elke woordjie in en van u woord
en ook die Psalm 23 woord vir ons elkeen uit die hand ontvang. Te midde van tyd en omstandigheid, te midde van oorloë en gerugte van oorloë, maar ook in ons eie klein lewetjie, baie dinge wat ons ontstel, wat ons in die hart gryp, wat ons uithonger, wat ons moeg maak. En U is ons herder. Ons loof U daarvoor en vir hier gaan ons met oorgawe. En ons beker loop oor. So bid ons saam in Jesus naam. En Here, vergewe ons. As ons baie keer 120 km/h spreekwoordelik lewe en by U verbyjaag, omdat ons haastig is. Vergewe ons sondes, om Jesus ontwil. Amen. Broer en suster, ons gaan staan en strofe 62 en 63 en let veral op die woorde van strofe 63, Psalm 119 sing, dan die uitstuurseën van die Here, uit genade te ontvang, ons Amen lied, en dan neem jy net die sitplek in, ek deel 2 of 3 afkondigings met u. Liewe kind van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons Trooster, sy met u elkeen. Amen.
broer en suster, vir my 'n vreugde om u, as dit vir u moontlik is, uit te nooi nou vir 'n koppie tee en koffie onder die afdak en ietsie daarby om te eet. As jy nie haastig is nie, al is jy ook van ons gaste, kom deel in hierdie vreugde en kuier 'n bietjie vir 'n minuut of 2 saam en dit ook terwyl die kinders katekisasie het. U is hartlik uitgenooi na die aandurediens vanaand 17:30 en dan in ons dink aan mekaar wil ek deel in ons almal se vreugde vir die feit dat broeder Louis van der Nest weer saam met ons kan aanbid. Ons broeder is al, ja nou moet ek versigtig wees as ek sê bejaard, want ek en die broeder is amper ewe oud. Ons broeder werk nog op hoë ouderdom in Zimbabwe en alles wat dit behels. Baie sterkte en dankie dat jy saam met ons is. Dit bring my daar, my broer en suster, dat ons in ons voorbidding nie sal vergeet om aan Hans Jobse te dink nie. Ons broeder is in Kuwait en met die spanning tussen Israel en Iran is daar al sprake van dat hy en sy kollegas deur hulle maatskappy, as dit moontlik is, daar verwyder sal word deur 'n vliegtuig in te stuur. Julle verstaan wat is hier aan die gang. En vir Wilma sy vrou dat broeder Hans veilig by ons kan aankom. Moenie vergeet om vir hom te bid nie. En dan met blydskap, as die Here dit sy wil is en hulle lewe, Marnus van Heerden en sy vrou, vir hulle word 'n tweede kindjie gebore môre, 'n seentjie, so sê die dokters vir hulle. En by voorbaat hartlik geluk en mag die Here die bevalling so laat verloop dat mamma en kind in die lewe bly. Ook aan die grootouers wat nou nie vanoggend hier is nie en ook die ouma grootjie wat vanoggend om watter rede ook al nie hier is nie, Suster Ineke van Heerden verjaar DV môre. So op die geboortedag van die agterkleinkind. Spesiale dankoffergawe vanoggend vir die Emeritaatsfonds. Dit is 'n fonds wat voorsiening maak om afgetrede dominees in hulle omstandighede te versorg, vanaand vir die Montana Poort Kerkkas. Dis net as u daartoe kan bydra. Die approbasie van broeder Johan Janse van Vuren kondig ons weer 'n keer af en ons dank die Here dat hy die roeping opvolg. En dan die laaste nota, broer en suster, agter in die kerk en ons sal die saaldeure oopstoot, maar u kan deur die kombuis kom. Agter teen die glasdeure staan die eindproduk van die inisiatief van die Vroue vir Christus. Gister ook het lidmate kom help om hierdie bottels te vul met goede waarmee mens sop kan maak. Elke bottel kan 8 mense voed. En nou is die uitnodiging van die Vroue vir Christus dat hy van hierdie bottels met die sop sal gaan haal, bestanddele, dis die woord waarna ek soek. En as u weet van iemand wat na alle waarskynlikheid gisterand honger gaan slaap het en vanaand weer, al is dit die ou hier op die hoek, by die Stopstraat, gee vir hom, of gee vir haar, maar as u behoefte het aan 'n lekker koppie sop en u finansies laat dit nie toe nie, dan neem u ook vir u 'n bottel
en u geniet dit van harte. Dankie, het ek gesê aan die vrou vir Christus en ook dankie vir almal in die gemeente, dis nou die susters wat missies brei en kombersblokke brei. Ek kom net onder die indruk van die vleit en daarmee die liefde van ons susters vir wie dit moontlik is. Dankie broer en suster.